trou, egskeiding en hertrou. Die gee van 'n skeibrief. Ek wil graag begin deur te erken dat hierdie 'n baie sensitiewe onderwerp kan wees in ons hedendaagse samelewing. Dit kan vir sommiges 'n onderwerp wees wat baie emosie daaraan gekoppel het, met verstaanbare redes daarvoor. Daarom gaan ons kyk wat die skrif rondom hierdie onderwerp vir ons leer. Ek wil ook graag vra dat u hierdie video asseblief tot die einde toe sal kyk, en as u dit tot die einde toe gekyk het, sal u beloon word met groter kennis en begrip rakende die onderwerp. My begeerte is ook dat dit nie gesê word dat ek egskeiding enigsins bevorder, of dit selfs enige soort goedkeuring gee nie. Nee, egskeiding is verskriklik, dis pynlik, dis haatlik. Daar is niks soos dit in die wêreld nie, veral as daar kinders betrokke is. In die Torah, in Deuteronomium hoofstuk 24, staan daar geskrywe dat elkeen wat van sy vrou skei, vir haar 'n skeibrief moet gee. Maar ons wil eers uit die Nuwe Testament die verse uitlê wat blykbaar die probleem veroorsaak. Hou dit in gedagte. In die Torah, in die instruksies van Majesteit Jahwe staan daar, en ons sal dit so bietjie later in meer besonderhede hanteer, dat as 'n man van sy vrou gaan skei, hy vir haar 'n skeibrief moet gee. Daar is twee heeltemal verskillende dinge wat moet gebeur, voordat dit saamgevoeg kan word tot 'n wettige egskeiding. Kom ons begin lees wat die meester Yeshua rakende die kwessie gesê het. Matteus 5 vers 31. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skeibrief gee. Skei hier in die Grieks is die woord apolluo. So elkeen wat van sy vrou apolluo, laat hom haar 'n apostasion gee. Dit is 'n egskeidingssertifikaat, 'n regsdokument van egskeiding, 'n skeibrief. Nou sê hy verder in Matteus 5 vers 32 as volg: Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Let nou mooi op, iets ontbreek in vers 32 wat ons sopas gelees het. Wat ontbreek in vers 32 wat in vers 31 genoem word? Die sertifikaat of brief van egskeiding, die skeibrief. Daarom spreek die meester Yeshua en sê inderwaarheid, let op, julle weet dat daar van ouds gesê word dat as jy van jou vrou gaan skei en haar sodoende wegstuur uit jou huis, moet jy vir haar 'n skeibrief gee, want indien jy van haar skei behalwe omrede hoerery en jy haar wegstuur uit jou huis sonder om vir haar 'n skeibrief te gee, dan veroorsaak jy dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat met haar trou, pleeg ook dan egbreek. Broers en susters, mede-volksgenote, my hele punt met hierdie lering gaan wees om aan u te bewys dat as 'n man vir die vrou 'n skeibrief gee, dan is hulle wettig geskei en dan is hulle albei weer vry om te kan hertrou. U gaan sien dat skeiding 'n aparte handeling is van die gee van 'n skeibrief. En wanneer dit saamgevoeg word, is dit 'n wettige egskeiding. En deur wettige egskeiding beteken dit dat daardie huwelikskontrak of huweliksverbond nou voltooi is en 'n persoon nou vry is om 'n nuwe kontrak of verbond te maak. Ek lê dit aan u voor as my hipotese wat ek aan u moet bewys. Daarom vra ek dat u asseblief geduldig met my sal wees terwyl ek hierdie video
aan u voorlê. Kom ons gaan voort deur die verskillende terme te definieer, soos wat ek reeds mee afgeskop het in Matteus 5 vers 31, want ons gaan dit baie meer gedetailleerd sien in Matteus hoofstuk 19, en dan weer in Markus. Dit is belangrik om die verskillende terme te definieer, siende dat daar diegene daar buite is, wat dit sal gebruik om te bewys dat dit egskeiding beteken. Ons gaan nou voorbeelde sien waar dit gebruik word, waar dit duidelik nie van egskeiding praat nie. Ons lees in Matteus 14 vers 15 as volg. En toe dit aand geword het, kom sy disippels na hom en sê, die plek is verlate, en dit is al oor die tyd, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe kan gaan en vir hulle voedsel koop. Die woord in die Grieks hier vir stuur weg is apolluo. Het hy van die skare geskei? Nee. Het hy gesê, gaan skei die skare? Nee. Die skare moes weggestuur of ontslaan word. Daar is 'n groot verskil. Matteus 14 vers 22. En Joshua het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare skei. Nee. Ons lees weer met die regte woorde in plek. En Joshua het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. Die woord weer eens daar is apolluo. Met ander woorde, hy het hulle ontslaan of weggestuur van hom af. Hy het nie van hulle geskei nie, soos in egskeiding nie. Die punt hier is as volg, medebroers en susters, medevolksgenote. 'n Man kan nie sy vrou wegstuur of ontslaan nie, tensy hy eers vir haar 'n skeibrief gee. Matteus 14 vers 23. En nadat hy die skare weggestuur, apolluo het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Hy het hulle weggestuur van hom af en hy het alleen die berg opgegaan om te bid. Matteus 15 vers 22 tot 23. En 'n Kanaanitiese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, meester, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete, maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, skei haar, want sy roep agter ons aan. Nee, kan u sien hoe absurd dit kan raak? Hy het eerder gesê, stuur haar weg. Weereens is die woord daar, apolluo. Matteus 15 vers 32. Toe het Joshua sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie, en ek wil hulle nie graag honger skei nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. Nee, 'n mens kan dus nie sê waar daar apolluo in Matteus 5 vers 31 staan, dat hy ewe skielik in Matteus 15 vers 32 nog steeds van egskeiding praat nie. Kan u dit sien? Nee, hy praat net oor die helfte daarvan, naamlik die wegstuur of apolluo gedeelte. 'n Man kan nie sy vrou wegstuur of apolluo en haar dan laat rondloop nie. Kom ons sê byvoorbeeld, ek sê vir my vrou, ek skei van jou en ek stuur jou weg uit my huis uit, maar ek gee nie vir jou 'n skeibrief nie. Weet u wat ek dan kon doen? As sy uiteindelik 'n ander persoon gekry het en wou trou, dan kan ek omdraai en haar van egbreek beskuldig. Maar as sy die regsdokumente, naamlik 'n skeibrief gehad het, kon sy sê, nee, jy het vir my 'n skeibrief gegee. Ek is nou wettiglik klaar met daardie kontrak, ek kan nou weer trou.
en so was dit 'n groot probleem in daardie dae. Hulle het nie die hofstelsel soos vandag gehad, waar mense hof toe moet gaan om 'n egskeiding te kry nie. Maar weet u, in die hedendaagse hofstelsel is u nie wettig geskei voordat u daardie regsdokumente kry nie. En so kan u nie wettiglik met iemand anders gaan trou, totdat u daardie regsdokumente eers gekry het nie. Dis presies dieselfde beginsel. Ons gaan egter voort met die woord apolluo. Dit is dieselfde woord oor en oor soos u nou sal sien. Ons lees saam in Matteus 27 vers 15. En op die fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou hê, vir die skare los te laat. Die woord daar vir los te laat is apolluo, met ander woorde wegstuur, vrylaat of ontslaan. En wat ons dus leer is dat apolluo wel met wegstuur te doen het, maar u het 'n regsdokument of skeybrief nodig om dit te bewys. Kom ons kyk nou na die woord apostasion. Dit verskyn op baie min plekke waar dit van egskeiding praat. Ons lees byvoorbeeld in Matteus 19 vers 7. Hulle sê vir hom, waarom het Moshe dan beveel om 'n skeybrief te gee en van haar te skei? Moshe het hulle beveel om albei te doen. Let op in die konteks van hierdie gedeelte dat ons kan aflei dat daar 'n probleem was met mense wat apolluo het en nie die apostasion gedoen het nie. Dus het die meester Yeshua 'n probleem in die gemeenskap aangespreek waar daar 'n wegstuur was sonder om die skeybrief te gee om dit te bewys. Want weer het ons bevestiging in Matteus 19 dat Moshe hulle beveel het om die skeybrief te gee en om hulle weg te stuur. Ons vind ook dieselfde ding in Markus hoofstuk 10 vers 4 en ons lees saam. En hulle sê, Moshe het toegelaat om 'n skeybrief te skrywe en van haar te skei. Dus moet albei gedoen word om 'n wettige egskeiding te voltooi. Kom ons kyk nou na die woord porneia. Ons lees weer Matteus 5 vers 32. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei of haar wegstuur, dit is apolluo, behalwe om rede van hoerery, porneia, maak dat sy egbreek pleeg. En elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreek. Kom ons verstaan nou mooi dat porneia nie oorspel beteken nie. Indien porneia oorspel beteken het, sou die straf volgens die Torah die dood gewees het. Ons sien dit in Levitikus 20 vers 10. En as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen, sekerlik doodgemaak word. Dus, vir mense om te sê, die enigste rede waarom jy jou vrou kan wegstuur is vir egbreek. Nee, egbreek is nie gelyk aan wegstuur nie, oorspel is gelyk aan die dood. Ons kan dus nie in hierdie konteks sê dat porneia egbreek beteken nie. Verstaan u dit? Maar ons gaan voort. So wat beteken porneia? Dit beteken onwettige seksuele omgang of aktiwiteit, hoerery, homoseksualiteit, lesbisme, dierlikheid en al sulke dergelike dinge wat in Levitikus 18 gebeur, waar dit praat oor die dinge wat jy nie seksueel moet doen nie. Die Hebreëse woord vir daardie wettelose aktiwiteite wat die ekwivalent is van porneia in die Nuwe Testament is erwa. Porneia is bloot die Griekse weergawe van die Hebreëse erwa. Kom ons kyk nou hoe dit gebruik word. Matteus 15 vers 19. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, porneia, diewery, valse getuienis, lastertaal.
Hier sien ons nou dat oorspel of in die Grieks moigeia en hoerery in die Grieks porneia twee verskillende dinge is, nie waar nie? Maar ons lees voort, Johannes 8 vers 41. Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug, porneia, gebore nie, ons het een vader, naamlik Elohim. Weereens is dit die woord porneia wat hier gebruik word vir ontug of hoerery. Handelinge 15 vers 19 tot 20. Daarom oordeel ek, dat ons die wat uit die heidene hulle tot Elohim bekeer, nie moet bemoeilik nie, maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, porneia, en van wat verwrig is, en van bloed. Terloops, porneia is waarvan die woord pornografie verkry word. En wat is pornografie? Dit is grafiese beelde van hierdie wettelose dade van seksuele immoraliteit, waarin daardie gedrag op film geplaas word om na te kyk. Dit kan selfs in geskrewe vorm as pornografie beskou word. Dit is die porneia wat gevisualiseer en uitgebeeld word vir vermaaklikheidswaarde, waarvoor dit ook al is. Dus pas pornografie ook by porneia in. Ons lees in 1 Korintiërs 5 vers 1. 'n Mens hoor waarlik van hoerery, porneia onder julle, en hoerery, porneia, van so 'n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie, dat iemand die vrou van sy vader het. Dit pas in by Levitikus hoofstuk 18. Ons lees in Levitikus 18 vers 8, jy mag die skaamte, erwa, van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte, erwa, van jou vader. Dus kan ons sien dat porneia verbind is met erwa. Lees gerus in u eie tyd die hele Levitikus 18 om te sien watter dinge alles daarby inpas. Erwa word altyd as skaamte of naaktheid vertaal. Die naaktheid van die vader, die naaktheid van die suster, die naaktheid van die broer, ensovoorts. Dit is erwa. Ons gaan later in hierdie studie daarby uitkom wanneer ons Deuteronomium 24 behandel. Om tot dusver op te som, het ons in Matteus gelees oor wegstuur, apolluo, en wat dit beteken. Ons het gelees oor die skeybrief, apostasion, en wat dit beteken. En ons het so pas gelees oor porneia, hoerery, en wat dit beteken. Kom ons gaan nou na Matteus hoofstuk 19 toe, waar ons 'n bietjie langer bespreking oor dieselfde idee vind. Matteus 19 vers 1 tot 3. En toe Yeshua hierdie woorde geëindig het, het hy van Galil vertrek en in die gebied van Jehuda oorkant die Jordaan gekom. En groot menigtes het hom gevolg, en hy het hulle daar gesond gemaak. Toe kom die Fariseërs na hom om hom te versoek en sê vir hom, is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei of apolluo? Ons sien 'n verskil tussen hierdie gedeelte in vergelyking met Matteus 5 vers 31 tot 32 wat ons aan die begin behandel het. Kom ons lees dit weer. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, apolluo, moet haar 'n skeybrief, apostasion, gee. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, apolluo, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg, en elkeen wat die geskeie, apolluo vrou trou, pleeg egbreek. Die verskil is, in plaas daarvan dat Yeshua kies om dit op te bring soos hy in Matteus 5 vers 31 tot 32 gedoen het, kom iemand eintlik na hom toe en wil 'n kwessie hiervan maak. Laat ons nou agslaan, dat alle interaksies met die leierskap van die tyd altyd was om te toets wat hy sou doen. Dit was altyd 'n toets om te sien of hulle hom kon beskaam, of hom daarvan kon beskuldig dat hy vals was. En hulle wou hom toets en sê,
is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te skei. En let nou mooi op, wat ontbreek in daardie sin? Die apostasion, met ander woorde, daar is geen melding gemaak van 'n skeibrief nie. Is dit 'n man geoorloof om oor allerlei redes van sy vrou te apollo, haar te ontslaan, haar weg te stuur? Matteus 19 vers 4 tot 6, en hy antwoord hulle en sê, het julle nie gelees, dat hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat Elohim dan saamgevoeg het, mag geen Adamiet skei nie. Dit is baie belangrik dat ons ook die feit bespreek van wat Elohim saamgevoeg het. Kom ons onthou dat dit somtyds ons is wat dit saamvoeg. Die meester Yeshua het genoem, wat Elohim saamgevoeg het, mag geen Adamiet skei nie. Laat ons dus verstaan dat dit 'n groot punt hier is, want mense daar buite wil hier uithaal dat elke huwelik op een of ander manier die handeling is waarop Elohim dit saamgestel het. Nee, ons doen baie dom dinge omdat ons baie dom dinge doen. En dikwels doen ons dit wanneer ons soos in ons tienerjare of in ons 20's is en ons weet nie genoeg om goeie besluite te neem nie. As dit by Torah en in Yeshua aansluit, dan het Elohim dalk daarby aangesluit om dit saam te voeg. As u dit doen in die Vader en in Yeshua en in Torah en in waarheid. Want ons maak baie maal dwaase foute om te dink Elohim het iets bymekaar gebring of saamgevoeg wanneer hy nie het nie. Want dit was ons doen en late sonder hom of oorhaastige en onkundige besluite van ons kant af. En dit geld nie net vir die huwelik nie. Daar is gereeld mense wat sê, o, die Vader het dit vir my gesê en die Vader het my hierheen gestuur en die Vader het my hierheen gelei. En miskien het hy werklik? En hoe onderskei 'n mens dit? Ons kyk na die vrugte, dan weet ons. Ons lees voort Matteus 19 vers 7. Hulle sê vir hom, waarom het Moses dan beveel om 'n skeibrief, apostasion, te gee en van haar te skei of haar weg te stuur, apollo? So met ander woorde, wat Elohim saamgevoeg het, mag die mens nie skei nie. Waarom het Moshe dan gesê hulle kan skei? Dis die hele vraag hier. Matteus 19 vers 8. Hy antwoord hulle, omdat Moshe weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei of haar weg te stuur, apollo. Maar van die begin af was dit nie so nie. Weereens is hier geen melding van die skeibrief of apostasion nie. Ons gaan hier die hardheid van hart ook in 'n oomblik behandel. Maar die vraag bly, is dit reg vir 'n man om vir enige rede sy vrou te apollo of weg te stuur? Hulle het gesê, wel, Moshe het gesê, gee haar 'n skeibrief of apostasion en apollo of stuur haar weg. Apostasion en apollo. En toe sê Yeshua, vanweë die hardheid van julle harte was dit toegelaat. Wat beteken dit? So, as u nie 'n harde hart het nie, dan wil u net 'n egskeiding kry wanneer u hart van hart is? Nee, wag so bietjie. Die probleem is dat baie mense hierdie definisies wil rondgooi soos dit hulle pas. Ek gaan hier spekuleer dat hardheid van hart is hoekom ons alle gebooie verbreek. Dis waarom mense steel. Dis waarom mense valse getuienis aflê. Dis waarom mense lieg en kil. Dis waarom mense die Sabbat verbreek. Dit is alles as gevolg van hardheid van hart. Dit is nie uniek aan 'n huwelikskwessie nie.
Kom ons laat die skrif definieer wat hardheid van hart beteken. Kom lees saam in Jesegiel 36 vers 24 tot 27. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in heel land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal ek julle reinig, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in jul binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in jul binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Terloops, hoekom is ons onder die heidene verstrooi tans? Omdat ons en ons voorvaders porneia gedoen het en sy gebooie verbreek het en allerhande dergelike dinge gedoen het, maar veral was dit sabbatsbreking en afgoderry. Klink dit soos om hardhartig te wees? Wel, daar is dit, die hart van klip. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Broers en susters, mede-volksgenote, dit is die hart van vlees. Die hart van klip is daarteen om in sy Torah of instruksies te wandel, so eenvoudig soos dit. Jesegiel 36 vers 27. En julle sal woon in die land wat ek aan jul vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n Elohim wees. Sien u dat hardheid van hart nie hier uniek is? O, jy is net so hard van hart en koudhartig en gemeen, dit is hoekom jy wil skei nie. Dit beteken in konteks dat 'n persoon nie die gebooie gehoorsaam nie. Die persoon het waarskynlik in die eerste plek nie eers reg getrou nie, hoewel laasgenoemde ook nie altyd die geval is nie. Maar baie daarvan het te maak met om nie eers in die eerste plek reg te trou nie. Of die egpaar het nie eers in Torah gewandel nie, so hulle het geen idee gehad hoe om mekaar te behandel nie. Miskien was dit niks verkeerd daarmee dat hulle saam was nie, maar hulle was albei wêrelds, met ander woorde, nie Torah onderhoudend nie, en dus het hulle nie geweet hoe om mekaar te behandel en mekaar lief te hê nie. Waarom sê ek so? Omdat die Torah 'n mens leer hoe om dit alles te doen. Onthou, Majesteit Jahwe het ook beloof dat hy sy gees in ons binneste sal plaas. Wat beteken dit? Vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid en al daardie wonderlike dinge. Dink u mense het dit nodig om 'n suksesvolle huwelik te hê? Verseker, 'n persoon het dit alles nodig om 'n suksesvolle huwelik te hê. Dus is hardheid van hart nie uniek aan die verskoning dat, as gevolg van hardheid van hart, 'n man vir 'n vrou 'n egskeiding kan gee nie. Nee, inteendeel, as gevolg van hardheid van hart, was ons as Israel na verstrooiing onder die heidene gestuur, waar ons vandag nog onsself bevind. Elke gebod het ons en ons voorvaders verbreek, omdat dit was as gevolg van hardheid van hart. Want hardheid van hart is gelyk aan ongeloof en ongehoorsaamheid. Nou kan dit in sommige gevalle ongeloof wees, want Elohim het nog nie jou oë oopgemaak nie. In daardie geval is dit dalk nie ongehoorsaamheid nie, maar net ongeloof. 'n Persoon kan nie iets glo wat Elohim nie aan jou geopenbaar het nie. Onthou, u moet oë hê om te kan sien, ore om te kan hoor en 'n hart wat kan ontvang. Elohim moet dit alles openbaar. As hy dit nog nie gedoen het nie, wandel u in ongeloof. U wandel in die wêreldsheid
van die vlees. Kom ons gaan voort en ons sal sien hoe die skrif ongeloof aan hardheid van hart verbind. Markus 16 vers 10 tot 14. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees het, terwyl hulle treur en ween. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar hulle het ook hulle nie geglo nie. Later het hy aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Sien u dit? Hulle was hardvochtig. Hulle was nie bereid om te ontvang nie. Dis 'n probleem wat verseker ook lei tot huwelikskwessies, naamlik die probleem om te kan ontvang. En dus is hier die hardheid van hart nie uniek aan die huwelik nie. En mense sê, o, wel, as ons nie hardhartig was nie, dan sou ons nie geskei het nie. Nee, daar is baie faktore wat by 'n egskeiding betrokke is. En hardhartigheid is 'n probleem met ons almal se lewens in elke opsig. Ons moet net ander verse lees wat daaroor praat, en dan kan ons sien. Ons lees in Romeine 1 vers 18 tot 21. Want die toorn van Elohim word van die hemel af geopenbaar oor al die afvalligheid en ongeregtigheid van die Adamiete, wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van Elohim geken kan word in hulle geopenbaar is, want Elohim het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en almag, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle Elohim geken het, hom nie as Elohim lof toegebring of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister. Dink u hier is 'n hartsprobleem? Verseker. Romeine 1 vers 22 tot 25, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die majesteit van die onverganklike Elohim verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike Adamiet en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het Elohim hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hul liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van Elohim verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Hulle het hul liggame onder mekaar onteer. Dit is baie porneia. Ons lees voort in verse 26 tot 27. Daarom het Elohim hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dit wat teen die natuur is, en net so ook die manne, die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Weereens meer porneia, beide mans en vroue. Verse 28 tot 32. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om Elohim in erkentenis te hou nie, het Elohim hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van Elohim, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig,
ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van Elohim goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Hierdie dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Al die eienskappe wat ons so pas gelees het, gaan terug na die begin waar die toren van Elohim uit die hemel geopenbaar is teen alle boosheid en ongeregtigheid van mense. Dit is hulle gesindheid en benadering wat gelei het tot al hierdie dinge in die verse wat ons so pas gelees het. Romeine 2 vers 1. Daarom is jy, o Adamiet, wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder verontskuldiging. Want waarin jy 'n ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen dieselfde dinge. Dit is hoekom ek wil vermaan deur te sê, bly uit mekaar se besigheid en hou op met inmenging in ander se sake. Wil u betrokke raak by ander se besigheid? Wees daar om hul hand vas te hou, vir hulle te bid, hulle aan te moedig tot goeie werke, te ondersteun en lief te hê, sonder om enige vorm van boosheid goed te keur. Hou op om in te meng. Al wat dit doen is om allerhande probleme vir u en hulle te bring. Ons lees voort Romeine 2 vers 2. En ons weet dat die oordeel van Elohim na waarheid is oor die wat sulke dinge doen. Watter sulke dinge? Ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van Elohim, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartigheid. Die toren, die oordeel van Elohim is na waarheid oor die wat sulke dinge doen. Vers 3, en meen jy, o Adamiet, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen en dit self doen, dat jy die oordeel van Elohim sal ontvlug? Vers 4 en 5, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van Elohim jou tot bekering wil lei nie, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren as 'n skat in die dag van die toren en die openbaring van die regverdige oordeel van Elohim. Sien u hoe hardheid van hart hiermee verband hou? Dus, nou dat ons 'n beter definisie van hardheid van hart het, kom ons gaan terug en kyk na wat dit in Matteus 19 gesê het, en dan gaan ons na Deuteronomium 24 om te sien wat Moses eintlik gesê het. Kom ons laat die vers toe om self die woorde te definieer wat deur die verse gedefinieer moet word. Matteus 19 vers 8. Hy antwoord hulle, omdat Moses weens die hardheid van julle harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie. So, as gevolg van die hardheid van hulle harte, wat is die hardheid? Ongeloof, selfsug, afguns, ensovoorts. So, wat beteken dit? Dit beteken dat as u van die begin af in die geloof gegaan het, en as u gelowige met gelowige saamgevoeg was, en as u dan by mekaar gekom het en deur Elohim aangesluit was, sou u geen verskoning gehad het nie. Met ander woorde, daar sou geen rede gewees het om ooit te skei nie, want julle sou dan verplig wees om mekaar volgens die Torah te behandel. As alles van die begin af reg gedoen was. Maak dit sin? Hoe gereeld ken u mense wat werklik reg getrou het? Byna niemand nie.
omdat hulle nie ontmoet het as beide Torah onderhoudende gelowiges in Yeshua nie. Hulle het egter nie mekaar so ontmoet nie en het baie keer eers na die tyd in die geloof ingekom. So laat ons besef en verstaan wat hier die hardheid van hart ding beteken, naamlik dat dit gekoppel is aan geloof of ongeloof en aan die aksies wat daarmee saamgaan. Deuteronomium 24 vers 1. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeybrief skrywe en in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur. Met wie praat hy hier? Met Israel, en hy leer hulle Torah. So hy sê, indien 'n Torah onderhoudende man 'n Torah onderhoudende vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het. Daardie woord skandeliks is die Hebreëse woord erwa. Ons gaan dit binne 'n oomblik definieer. Onthou, ons het apolluo en apostasion en porneia gedefinieer. Nou gaan ons die Hebreëse woorde definieer. Deuteronomium 24 vers 1, ons lees weer. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks, omdat hy erwa aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeybrief, sefer kritut skrywe, en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. Hy moet 'n skeybrief skryf, 'n sefer kritut, en dit in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. Wegstuur in die Hebreëus is shalach. Shalach hou verband met dieselfde woord as shaliach, 'n apostel, 'n uitgestuurde een wat gestuur is. As 'n man dus 'n saak van erwa by haar vind, moet hy haar 'n sefer kritut, 'n skeybrief in haar hand gee. Sy kan dit dra en behou, sodat sy 'n wettige bewys van die egskeiding het, en dan stuur hy shalach haar, uit sy huis uit weg. Dus vind ons in hierdie een vers die twee dinge saam, naamlik die apolluo en die apostasion. Ons lees voort. Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as hy dan geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandeliks aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeybrief skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, en sy uit sy huis uittrek en weggaan en 'n ander man sin word, en daardie laaste man haar haat en haar 'n skeybrief of sefer kritut skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur of shalach, of as daardie laaste man sterwe wat haar vir hom as vrou geneem het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het, haar nie weer neem nie, dat sy vrou word nadat sy onrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van Jahweh, en jy mag op die land wat Jahweh jou Elohim jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. Let op in vers 3 dat dit nooit sê dat dit 'n probleem is indien die vrou geskei word en uit die man se huis weggestuur word nie. Inteendeel, dit sê dat sy die man se huis kan verlaat en 'n ander man se vrou word. Waarom? Want die bewys van egskeiding, die sefer kritut, is in plek en in werking. Maar nou spreek dit nog 'n verdere kwessie aan. Wat as die tweede man haar haat en vir haar 'n skeybrief skryf en dit in haar hand lê en haar uit sy huis wegstuur? Kom ons lees weer. Deuteronomium 24 vers 3 en 4. En daardie laaste man haar haat en haar 'n skeybrief, sefer kritut skrywe en in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur, shalach. Of as daardie laaste man sterwe, wat haar vir hom as vrou geneem het, dan mag haar eerste man wat haar weggestuur het,
haar nie weer neem nie, dat sy sy vrou word nadat sy onrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van Jahwe, en jy mag op die land wat Jahwe jou Elohim jou as erfenis sal gee, geen skuld laai nie. Weereens, Sefer Kritut en Shelach, albei moet betrokke wees. Hier is nou nog 'n ander situasie. Wat as die tweede man haar 'n skeybrief gee en uit sy huis wegstuur, of as die tweede man terloops tot sterwe kom? Hou in gedagte, sy is nou vry om met 'n derde persoon te trou. Wat mag sy egter nie doen nie? Sy mag nie teruggaan en met die eerste man trou nie. Verstaan nou die rede waarom dit 'n probleem is. As die eerste man enige belang gehad het om haar terug te neem, moes hy haar nooit in die eerste plek geskei en weggestuur het nie. Maak dit sin? Nou het sommige mense daar buite dalk ook hierdie situasie. Onthou, ons kan nie teruggaan in tyd en dinge ongedaan maak nie. Die vraag is, het u dit destyds so verstaan? Het u destyds die Torah-wet geken? Ek wil nie hê dat iemand ontsteld, depressief of gefrustreerd hieroor word nie. Neem in ag dat dit een van die redes is dat daar leierskap in die liggaam van Yeshua is om mee te beraadslaag en te help. Die egskeiding en hertrou kwessie is net hierdie 4 verse van Deuteronomium 24. En dit verklaar dus dat dit wettig is om voort te gaan met egskeiding en die vrou weg te stuur as die man haar 'n brief van skeiding gee. Maar dit is nie wettig of toelaatbaar om dit net om enige rede te doen nie. Daar moet erwa of porneia betrokke wees. Ons moet dus verstaan dat daar 'n jurisdiksie betrokke is. Diegene wat in hierdie jurisdiksie val, is die wat in Torah onderhoudende Israel is, want praat die meester Yeshua met die heidene in die evangelies? Hy praat hoofsaaklik met die Judeese gemeenskap en oorblyfsels van die verstrooide stamme van Israel. Met ander woorde, dit is mense wat die Torah moet ken. Vir Torah onderhoudende mense is slegs porneia of erwa 'n rede om te skei. Maar 'n persoon moes in die eerste plek reg getrou het. Dit word inherent hierna gesinspeel. En eerlikwaar, weet ons dat baie mense wat nou in hul tweede huwelik is, dit die tweede keer reg gedoen het, maar dit nie die eerste keer reg gedoen het nie. Daar is niks in Deuteronomium 24 wat sê, as 'n vrou 'n Sefer Kritut het en dan weggestuur word sy verbied om weer te trou nie. Onthou, om weggestuur te word beteken nie dat sy uit die huis geskop is nie. Dit beteken sy word weggestuur of ontslaan. Sy is vry om te gaan. Die man skryf, en ek haal as voorbeeld aan, ek stel jou volkome vry van alle verpligtinge ingevolge hierdie huwelikskontrak. Jy is nou vry om enkellopend te wees en uiteindelik weer te trou. Hierdie skeybrief is die wettige bewys in jou hand om enige iemand te wys jy is ontslaan en vry van hierdie huwelikskontrak. Kan u duidelik sien dat daar niks in Deuteronomium 24 staan wat verhoed of sê dat dit verkeerd is om 'n tweede of selfs derde huwelik te hê nie? Wat dit wel sê is dat die geskeide vrou wat weer hertrou en weer geskei het, nie na haar eerste man kan terugkeer nie. Hoekom nie? Want hulle behoort in die eerste plek nie te skei indien hulle weer sou belangstel om later by mekaar te kom nie. Daarom is daar so iets soos berading. Egskeiding moet die laaste moontlike uitweg wees. Kom ons kyk nou na die woord erwa. Die hele Levitikus hoofstuk 18 handel oor erwa. Oral waar ons die woord skaamte of naaktheid sien, is waar die woord erwa in die Hebreëus voorkom. Jesegiel 23 vers 28 tot 29. Want so sê die meester Jahwe, kyk, ek sal jou oorgee in die hand van hulle wat jy haat, in die hand van hulle van wie jou siel vervreemd geraak het,
en hulle sal jou as vyand behandel en al jou goed wegneem en jou naak en bloot laat staan, sodat jou ontigte skaamte, erwa, ontbloot kan word. Ja, jou skandelike dade en jou hoererye. Ons sien weer dat naaktheid of skaamte nie net die fisiese seksuele dade is nie. Dis die blootlegging van die skaamte. Dis wat ons hier in Esegiel sien, want dit praat van die volk. Hier word nie van 'n individuele persoon gepraat nie. Hy sê, die skaamte of erwa van jou hoererye sal ontbloot word. Met ander woorde, hulle gaan blootgestel word vir wat hulle gedoen het. Maar kom ons gaan kyk na wat gebeur het in die dae van die meester Yeshua hier op aarde. Wanneer vrouens deur hulle mans weggestuur was dit eintlik op 'n baie openbare manier gedoen vir die rede om haar te ontbloot dat sy porneia het, dat sy iets verskrikliks gedoen het, en dit het figuurlik gesproke amper soos 'n skarlakenrooi letter op hulle gesit, en ook sodat hulle nooit weer sou kon trou nie, en hulle ook vervloek sou wees, want dit is 'n skande wat gedoen was. Dit bring in gedagte die geval van Josef en Miriam, nadat hy uitgevind het dat sy swanger was, voordat hulle saamgekom en die huwelik voltrek het. Wat het Josef met Miriam gedoen? Hy het besluit hy gaan haar in die geheim of stilweg Apollo wegstuur. En die rede waarom ons die woord geheim daar lees, is omdat dit waarskynlik nie die manier was waarop dit oor die algemeen gedoen was nie. Dit was op 'n baie openbare, bespottende en skandelike manier gedoen, en vandaar was dit net verwerping wat sou kom. Hoopelik het u al 'n bietjie vertroudheid met die idee van 'n ketubah. 'n Ketubah is die huwelikskontrak. In die ketubah was daar iets soos 'n huweliksvoorwaarde. Dit het gestipuleer dat, as daar 'n egskeidingssertifikaat gaan wees, is dit die dinge wat elkeen tot die huwelik bydra, en in hierdie geval was dit wat die man aan die vrou verskaf het. Onthou, die vader van die vrou wil die versekering hê dat sy goed versorg kan wees, indien die man wel besluit dat sy geen guns in sy oë vind nie, en hy haar 'n egskeiding wil gee en uit sy huis uit wegstuur. Dit maak sin, want die man gaan haar nou basies daar buite los met geen manier om vir haarself te voorsien nie. En miskien gaan 'n ander man nie 'n geskeide vrou wil hê nie. En eerlikwaar is dit 'n algemene situasie in ons hedendaagse samelewing. Daar is mans daar buite wat nie sal trou nie, veral as hulle jonger is, want hulle wil nie met 'n vrou wat geskei is trou nie. Hulle wil met iemand trou wat nie geskei was nie, iemand wat nog nooit voorheen getroud was nie, soos hulle self. En so is daar 'n sekere stigma daaraan verbonde. Dus, in die ketubah sou dit byvoorbeeld sê, jy stem in as ek jou met my dogter laat trou, dat as jy haar wegstuur of shalach, dat jy haar gaan wegstuur met soveel beeste en soveel grond en soveel silwer, dat jy haar met iets sal wegstuur, sodat sy versorg kan bly. Daarom, as hulle net weggestuur, Apollo of shalach was, sonder die skeibrief of sefer kretut, was hulle met leë hande weggestuur. Dit is eers met die sefer kretut wat hulle eintlik die ketubah moes vervul. Maar wat gebeur het, was dat die mans die vrouens net geskei en weggestuur het sonder 'n sefer kretut en die vrouens soos sosiaal melaatses daar buite aan hul eie genade oorgelaat het. Hulle het niks gehad nie en hulle kon niks doen nie en hulle was onversorgd uitgewerp daar buite. Neem nou in ag die posisie waarin Josef was. Hy het sy vrou swanger gevind nadat hulle verloof was, maar hulle het nog nie saamgekom om die huwelik te voltrek nie. En nou was die ding om te doen om voort te gaan om van haar te skei en haar weg te stuur. En die algemene ding sou gewees het om haar net sonder 'n skeibrief weg te stuur, net om haar te vermy en haar in die openbaar te laat beskaam. Maar hy het besluit om dit in die geheim te doen, sodat sy nie 'n bespotting van gemaak word en in die openbaar beskaam gemaak word nie,
en daardeur sien ons die hart van hierdie regverdige man. Hieruit sien ons weer eens die beginsel van die erwa en die sefer kritut. Kom ons kyk nou na die ander verse waar ons hierdie woord sefer kritut sien. Dit kom net op 2 ander plekke voor. Jesaja 50 vers 1. So sê Yahweh, waar is tog die skeybrief, sefer kritut, van julle moeder waarmee ek haar verstoot, of shalach het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek julle verkoop het? Kyk, weens jul ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is julle moeder verstoot, shalach. Weereens het ons die Torah beginsel van sefer kritut, die skeybrief, en shalach, die wegstuur. Is dit dus volgens Deuteronomium 24 korrek? Absoluut, hulle is albei daar. Kom ons gaan na dieselfde idee in Jeremia hoofstuk 3 vers 8. En ek het gesien toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afvallige Israel haar verstoot, shalach, en haar skeybrief, sefer kritut gegee het, dat die ontroue, haar suster Jehuda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het. Sien u, wanneer Majesteit Yahweh van Israel skei, doen hy dit deur haar weg te stuur? Hy ontslaan haar uit die land, hy dryf haar uit die land uit, hy shalach haar. Onthou u dat hy Assirië gebruik het om dit te doen in die jaar 721 voor Mashiach? Dieselfde beginsel kom telke male voor. Ons sien dit ook in Genesis waar dit voorkom, Genesis 3 vers 22 tot 24. Toe sê Yahweh Elohim, nou het die Adam geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie, toe stuur Yahweh Elohim hom weg, shalach, uit die tuin van Eden om die grond te bewerk, waar hy uitgeneem is. So het hy dan die Adam weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou, het hy op hierdie stadium van Adam geskei? Nee, daar is nêrens 'n vers wat sê dat hy ooit van Adam geskei het nie. Hy het hulle wel uitgestuur, of geshalach, hy het hulle ontslaan. Shalach het altyd die idee om uitgestuur te word, om ontslaan te word, om weggestuur te word, en dit alleen hou nie verband met egskeiding nie. Jy kan iemand wegstuur vir 1000 redes, maar dit is 'n skeybrief, sefer kritut of apostasion, wat dit 'n egskeiding maak. Markus 10 vers 1 tot 9. En hy het opgestaan en daarvandaan deur die oorkant van die Jordaan na die gebied van Jehuda gegaan, en weer het 'n skare by hom vergader, en soos hy gewoond was, het hy hulle weer geleer. Toe kom die Fariseërs na hom, en om hom te versoek, stel hulle hom die vraag of dit 'n man geoorloof is om van sy vrou te skei. Maar hy antwoord en sê vir hulle, wat het Moshe julle beveel? En hulle sê, Moshe het toegelaat om 'n skeybrief te skrywe en van haar te skei. En Yeshua antwoord en sê vir hulle, vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe. Maar van die begin van die skepping af het Elohim hulle man en vrou gemaak. Om hierdie rede sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat Elohim dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Hulle beproef hom, maar wat antwoord hy hulle? Wat het Moses julle beveel? Met ander woorde, wat sê die Torah? En hulle het gesê dat Moses 'n man toegelaat het om 'n skeybrief, 'n sefer kritut te skryf en om haar weg te stuur, haar te shalach. Met ander woorde, in die Griek sê dit 'n man moet vir haar 'n apostasion, 'n skeybrief gee en haar apollo hou, haar wegstuur.
En Joshua het vir hulle gesê vanweë die hardheid van hulle hart, het Moses hierdie opdrag geskryf. So ons weet reeds wat dit beteken, want ons het dit vroeër behandel. Let noukeurig op terwyl ons voortgaan, Markus 10 vers 10 tot 12. En in die huis het sy disippels hom weer oor dieselfde saak gevra. En hy sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei, of dit is nou Apollo wegstuur, en 'n ander een trou, pleeg egbreek teen haar. En as 'n vrou van haar man skei of wegstuur, Apollo, en met 'n ander een trou, pleeg sy egbreek. Weereens, nou noem hy dit net die Apollo, die wegstuur. Dit is dus baie belangrik dat ons verstaan, maar ons kry hierdie deel waar ons gesê het, wat Elohim saamgevoeg het, laat geen mens skei nie. Die woord saamgevoeg, wat daar in die Grieks is G4801 Suzugnumi. Dit beteken om saam te voeg, om by mekaar te voeg. Dus, saamgevoeg deur Elohim beteken dit het Jahwe die Vader, Joshua die gesalfde een en die Torah met die afgesonderde gees daarby in gemeen. Dit is wat saamgevoeg in of deur Elohim beteken. Kom ons lees 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die wetteloosheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het die Messias met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van Elohim met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende Elohim, soos Elohim gesê het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, sê Jahwe, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê Jahwe, die Almagtige. Met ander woorde, 2 dinge wat verskillend is, wat saamgejuk word, verskillend met mekaar verbind. Nou, aan wie gee hy die opdrag? Mense wat reeds getroud is, of mense wat gaan trou? Mense wat gaan trou. Hy sê, moenie gaan en ongelyk gejuk wees nie. Hy spreek nie mense aan wat reeds ongelyk gejuk is nie. Paulus spreek dit 'n bietjie meer op 'n ander plek aan, maar hier praat hy van mense wat nie aktief ongelyk gejuk moet word nie. Met ander woorde, moenie in die versoeking kom om met iemand te gaan trou wat nie is waar u is in terme van die Vader, die Seun, die afgesonderde Gees en die Torah nie. Dit is juk op 'n ongelyke manier. En hy gebruik 'n baie sterk vermaaning en sê, kyk, dit is soos om Messias by Belial te probeer plaas. Dit is 'n slegte idee, moenie dit doen nie. Die vraag wat nou mag opduik met reg is, wat dan van diegene wat reeds in 'n ongelyke juk is? Kom ons gaan kyk na 1 Korintiërs 7 vers 10 tot 17. Lees saam. En aan die getroudes beveel ek nie, maar die meester, dat die vrou nie van die man moet weggaan nie, en as sy tog van hom weggaan, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen, en dat die man nie sy vrou moet verstoot nie. Maar vir die ander sê ek, nie die meester nie, as enige broer 'n ongelowige vrou het, en sy dit goed vind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie. En as 'n vrou 'n ongelowige man het en hy dit goed vind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie, want die ongelowige man is afgesonder deur die vrou, en die ongelowige vrou is afgesonder deur die man, want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle afgesonder. Maar, as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie. Maar Elohim het ons tot vrede geroep.
Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Maar elkeen moet wandel net soos Elohim hom dit toebedeel het, soos die meester elkeen geroep het, en so bepaal ek in al die gemeentes. In 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18 word daar met die enkellopendes gepraat. Nou word daar gepraat met die getroudes. En terloops, wat sê hy hier? Hy sê, ek beveel, nie ek nie, maar die meester. Hy sê dus, vir die getroudes beveel ek, nie ek nie, maar dit is wat die meester sê. 'n Vrou moet nie van haar man af weggaan of hom verlaat nie. Maar as sy wel weggegaan het, laat haar ongetroud bly of in die guns van haar man herstel word, en laat 'n man nie sy vrou verstoot of haar van hom af wegstuur nie. Verder sê hy, dit sê ek, nie die meester nie. As enige broer 'n ongelowige vrou het, en sy dink dit goed om saam met hom te lewe, laat hy haar nie wegstuur of verstoot nie. En 'n vrou wat 'n ongelowige man het, en hy dink dit goed om saam met haar te lewe, laat sy hom nie wegstuur of verstoot nie. Terloops, die rede hoekom Paulus sê, ek sê, nie die meester nie, is omdat die meester nooit iets oor die onderwerp gesê het nie. Met ander woorde, daar is geen instruksie oor as jy begin het met 'n ongehikte huwelik, waarin net een van julle gelowig is nie. Daar is nêrens instruksies daaroor nie. So hy het eintlik gesê, ek word gedwing om 'n besluit te neem, want die meester het nooit iets hieroor gesê nie. Hy weerspreek nie die meester nie, want hy kan nie. Hy sê bloot, die meester het nooit hierdie kwessie aangespreek nie, so hy self moet. Hou in gedagte, alle onderrig is aan Israel as geheel gegee. Hulle was nooit veronderstel om 'n buitestander in te bring en in 'n ongelyke juk in te beweeg nie, tensy die buitestander reeds hul burgerskap verander en bekeer het. En dan sou dit 'n gelyke juk wees, want nou gaan hy of sy nog met 'n Israeliet trou. Ek praat nou in die konteks van die skrif en die Adamiese ras, waarvan Israel afkomstig is. Hulle was nooit veronderstel om met 'n heiden te trou nie, tensy daardie heiden eers bekeer het en 'n Israeliet geword het. Maar nou is daar mense wat getrou het en een het gelowig geword, terwyl die ander ongelowig is. Sommiges van u is getroud met iemand wat nie is waar u is in Torah onderhouding en die geloof van die meester Yeshua nie. Maar hulle gee u nie soveel teenstand, hartseer en probleme daaroor nie, maar verkies om by u te bly in die huwelik. Wat doen u nou in so 'n geval? Paulus skryf en sê, as die ongelowige vrou dit goed dink om by die gelowige man te bly, laat sy by hom bly. As hy goed dink om met haar saam te lewe, laat haar by hom bly, want die ongelowige man is afgesonder deur die vrou en die ongelowige vrou is afgesonder deur die man. Anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is die kinders afgesonder. En as die ongelowige wil weggaan, laat hy weggaan. Hy sê dus, in so 'n geval waar 'n ongelowige huweliksmaat wil skei, dat hulle kan skei. Hy moedig dit net nie aan nie. Let wel, as die ongelowige een wil skei. Wie doen die skeiding? Die ongelowige een, nie die gelowige een nie. En as so skeiding dan wel plaasvind, is die gelowige broer of suster nie gebonde nie en kan die gelowige een weer gaan trou, solank dit in die meester is, met ander woorde, solank dit met 'n medegelowige is. Indien die ongelowige een wil skei, kan u hulle nie dwing om te bly nie. As die ongelowige een wil weggaan, is daar geen dwang om te bly nie. Hy sê, in sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie, maar Elohim het ons tot vrede geroep. Want hoe weet jy, vrou, of jy die man sal red? Of hoe weet jy, man, of jy die vrou sal red? Maar elkeen moet wandel net soos Elohim hom dit toebedeel het, soos die meester elkeen geroep het, en so bepaal ek in al die gemeentes.
Daar is wysheid hierin, medebroers en susters. Hy sê, jy weet nie op watter tydstip een van julle die ander een in die weg van waarheid kan laat inkom nie. Daar is baie voorbeelde daar buite van waar die vrou of die man in 'n jaar of 2 voor die ander een in die waarheid ingekom het, maar die ander een het uiteindelik ingekom. Of dit nou weke of maande of jare is, dit is soms hoe dit uitwerk. Daar is werklik huwelike daar buite waarin 'n eggenoot regtig nie baie hartseer en probleme gee nie. En daar is huwelike waarin 'n eggenoot absoluut vieslik en antagonisties is. In watter een u ook al is, daar is 'n manier om dit te hanteer en dit het raad of berading nodig. Dit het berading nodig omdat u nie hierdie besluite wil neem sonder dat die wysheid van raad u help om die besluit te neem nie. En terloops, berading moet nie sê dat u 'n egskeiding moet kry of nie 'n egskeiding moet kry nie. 'n Raadgewer moet eerder vir jou kan sê, dit of dat is die parameters wat hier is en wat jou opsies is. So al wat die raadgewer jou kan gee, is om jou te laat weet of dit vir 'n egskeiding kwalifiseer of nie, maar die raadgewer of berader kan jou steeds aanmoedig om dit te probeer uitwerk. 'n Raadgewer of berader moet vir jou raad gee en nie 'n opdrag nie. Met ander woorde, die persoon moet nie raad gee en sê, jy moet 'n egskeiding kry nie. Terloops, as porneia of erwa gevind is, word 'n persoon toegelaat om 'n egskeiding te kry. Dit het nie gesê hulle moes 'n egskeiding kry nie. Het dit? Het Yeshua gesê, as daar porneia ontdek word, dat hulle 'n egskeiding moet kry? Nee. Dit het wel gesê dat daar 'n toelaatbare, wettige, regverdige rede was om 'n egskeiding te kry. So, 'n raadgewer of berader kan nog steeds beraadslaag met u om te sê, wel, as die ander persoon dalk opreg berou het oor die porneia, wat dit ook al was wat gedoen was, en miskien is u lief genoeg vir haar dat u haar wil glo en haar nog 'n kans wil gee. Daar is geen vereiste dat u 'n egskeiding moet kry nie. Kom ons gaan voort na Maleagi hoofstuk 2, en ons lees van vers 11 tot 16. Jehuda het troueloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Jehuda het die afgesonderde plek van Jahwe wat hy lief het ontwy, en hy het die dogter van 'n vreemde el getrou. Mag Jahwe van die man wat so iets doen, uitroei hom wat roep, en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob, en hom wat 'n offer aan Jahwe van die leerskare bring. En boonop doen julle dit, julle bedek die altaar van Jahwe met trane, met geween en versugting, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie aanneem as aanvaarbaar nie. En julle vra, waarom? Omdat Jahwe getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is, en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het? En waarom die een? Hy het 'n geslag van Elohim gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie, want ek haat egskeiding, sê Jahwe, die Elohim van Israel, en dat 'n Adamiet sy kleed met geweldpleging bedek, sê Jahwe van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Dit is duidelik deur hierdie verse in Maleagi te lees, dat die manne van daardie era eintlik van die vrouens van Jehuda geskei en met heidense vrouens getrou het. In Elohim se oë is dit 'n verraad teenoor 'n vrou om van haar te skei wat wel in Elohim glo, 'n daad wat hy haat. Majesteit Jahwe soek 'n geslag van Elohim, van ons kinders, en hy is mishaagd oor enige iets wat 'n hindernis vir daardie doel sou wees. Of dit nou die skeiding van vrouens is wat in Elohim glo,
of die trou van vrouens wat nie glo nie. Dus, voordat die meester Yeshua ooit enige iets oor egskeiding en hertrou gesê het, is dit duidelik dat Majesteit Jahwe nie net egskeiding haat nie, maar hy beskou ook huwelike wat sy apartgestelde instelling ontheilig as 'n gruwel. Verder sal u self beamoen dat hierdie teksgedeelte meestal as 'n bewys gebruik word van hoe boos egskeiding is, want dit verklaar dan self dat Majesteit Jahwe egskeiding haat. En daarom word geredeneer dat 'n mens glad nie kan of mag skei nie. Maar weet u waarom Elohim egskeiding haat? Omdat mense verraderlik is en omdat dit vir almal verskriklik is en dit moet nooit gebeur as enige dinge reg gedoen word nie. Hy haat egskeiding omdat dit 'n verbond breek. Egskeiding is een van die dinge wat Elohim haat, al is dit 'n toelaatbare opsie. Hy wens net nie dat u hierdie aaklige dinge sou doen nie. Het enige iemand al die goeie uit 'n egskeiding gesien? As ek sê goeie, bedoel ek, was almal wat daardeur verbind en geraak word uiteindelik beter daaraan toe? Nee. Die huwelik is 'n verbond tussen twee partye waaroor ooreengekom moet word. 'n Huwelik kan nooit oorleef nie, maak nie saak hoeveel julle mekaar liefhet nie, maak nie saak hoe goed julle bedoelings was toe julle geloftes afgelê het nie. 'n Huwelik kan nooit ooit oorleef met net een verbondhouer nie. Daar moet twee wees. Moet dit asseblief nooit vergeet nie. As u egskeiding verduur het en deur hertroue gelei het, moet u iets weet. Die enigste manier waarop die verbond werk, is met twee verbondhouers. Elohim is so genadig en so liefdevol en so vriendelik. Een van die basiese beginsels oor Elohim, een van sy karaktereienskappe wat hy altyd meer beklemtoon as enige ander karaktereienskap, is sy liefdevolle goedhartigheid. Hy het gesê sy genade is groter as sy oordeel. Ja, Elohim haat egskeiding, omdat hy die verbreeking van 'n verbond haat. Maar die pragtige ding van Majesteit Jahwe is wat hy haat, is wat hy skep as 'n uitweg vir sy kinders uit 'n verskriklike huwelik uit. Wat Elohim haat is egskeiding. En tog is ek gereed om u te leer dat wat Elohim geskep het, 'n wettige egskeiding vir sy mense is. Hoe kan dit so wees? Omdat Majesteit Jahwe as ware 3 wille het. Let nou mooi op, Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van Elohim is. Hy het 'n goeie wil, hy het 'n welgevallige wil, en hy het 'n volmaakte wil. En as ons almal volgens sy gebooie wandel, sou ons nooit 'n egskeiding nodig hê nie. Ons sou in sy volmaakte wil wees. Maar hy is so liefdevol en goedhartig, dat hy geweet het sy kinders sou foute maak. Hy het geweet hulle sou verskriklike foute maak. En eerder as om hulle 'n doodsvonnis te gee, gee hy hulle 'n straf genaamd egskeiding. En dan gee hy hulle die wettige manier om daardie egskeiding te bewerkstellig. Maleagi 2 vers 16. Want ek haat egskeiding, sê Jahwe, die Elohim van Israel, en dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê Jahwe van die leerskare. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Egskeiding is inderdaad 'n straf. Majesteit Jahwe haat egskeiding, maar dis nie die daad van egskeiding wat hy haat nie, want egskeiding is 'n straf. Dis dus nie die straf wat Elohim haat nie, maar hy haat wat tot daardie straf gelei het. Die ontrouheid, of wat dit ook al was, wat die huweliksverbond verbreek het, wat tot egskeiding gelei het,
Dis wat Elohim haat. Die resultate is die gevolge van ons keuses. Weet u waarom Majesteit Jahwe egskeiding haat? Omdat hy verbond lief het. Ek wil hê u moet daardie woord in gedagte hou. Verbond. Wanneer ek die woord verbond gebruik, wil ek hê u moet werklik verstaan wat 'n verbond is. 'n Verbond is 'n plegtige ooreenkoms tussen twee of meer partye. 'n Verbond is 'n handdruk met 'n belofte. 'n Verbond is as ek vir u sê dat as u my huis verf, u R5.000 in ruil daarvoor gaan kry. Ons skud hande daaroor of ons teken 'n ooreenkoms. Ons het 'n verbond aangegaan. Majesteit Jahwe is 'n verbondsonderhoudende Elohim. So hoekom haat hy egskeiding? Nie as gevolg van egskeiding self nie, maar omdat dit 'n verbond is wat verbreek is. En elke keer as ons nie verbonde eerbiedig nie, plaas dit die samelewing in 'n baie slegte situasie. En inderdaad, hierdie geslag waarin ons leef, is nie verbondsonderhouers nie, maar Majesteit Jahwe is altyd 'n verbondsonderhouer. Sommige mense was dalk beter af as gevolg van egskeiding, want dit het 'n beledigende of onuithoudbare situasie bevry, wat dit ook al was. Maar daar sal altyd diegene wees wat seer gemaak word, en as daar kinders betrokke is in so 'n huwelik, word hulle meestal die hardste en seerste geraak deur 'n egskeiding. Met ander woorde, as dit nie kon gebeur het nie, sou dit altyd beter wees om hierdie dinge te vermy. Hoe word dit egter vermy? Dit word vermy deur in die eerste plek reg te trou. As 'n persoon in die eerste plek reg getrou het, kan dit onvermydelik wees. En Majesteit Jahwe sê hy haat dit dat hierdie dinge daarom gedoen word. Maar hierdie vers oor die haat van egskeiding word gebruik as 'n wapen om mense te laat voel dat hulle glad nie kan of mag skei nie, omdat Elohim egskeiding haat. Hy het in Deuteronomium daarvoor voorsiening gemaak, soos ons vroeër gesien het. Terloops, hy maak ook voorsiening vir slawerny. Sien gerus Eksodus hoofstuk 21. Het hy dan iewers gesê hy is lief vir slawerny? Hy maak voorsiening vir baie dinge. Hy maak ook voorsiening vir bekering sodat jy kan terugkom na hom toe. Hy maak allerhande voorsiening. Hy wens egter u het dit nooit in die eerste plek opgemors nie, nie waar nie? Hy haat wanneer 'n persoon ongehoorsaam is. Waarom haat hy dit? Want hy weet dit gaan jou net seermaak op die uiteinde. Ek sê nie dat egskeiding onder alle omstandighede die slegste opsie is nie, glad nie. Dit is dalk die beste opsie, veral in gevalle waar gruwelike mishandeling en huishoudelike geweld voorkom. Maar die beste opsie is somtyds die minste van die ewels. Dit is net jou beste opsie. So as dit jou beste opsie is dit jou beste opsie. Dit beteken nie dat dit die beste ding is nie. Dit is dalk net die beste opsie. Is dit duidelik? Is dit regverdig? Die slotsom van alles. So wat jy hopelik gesien het, is dat daar in die skrif konsekwent in Deuteronomium en in Matteus en in Markus en ander plekke die idee is om weg te sit of weg te stuur, wat apollo of shalach is, en dan, as dit gekombineer word met die egskeidingsbrief, wat die apostasion of die sefer kretut is dit 'n wettige beëindiging van 'n huwelikskontrak of verbond. Want die huwelik, soos alle ander kontrakte of verbonde, is eenvoudig dit, 'n wettige kontrak of verbond. En daar is maniere om by hulle aan te sluit, en daar is ook maniere om hulle te verlaat. Byvoorbeeld, as ek en u sakevennote geword het, en ons het dit dan laat neerskryf, dat ons onder sekere omstandighede daardie kontrak kan verbreek, en besluit om nie meer sakevennote te wees nie. Weet u wat hulle kan wees as deel van daardie ooreenkoms?
Daar kan 'n nie-mededingingsklausule wees. Met ander woorde, voordat ek besluit om met u saam te werk, wil ek dalk hê u moet 'n nie-kompeteringsklausule onderteken wat verklaar dat indien ons ooit besluit om ons regsverhouding te ontbind, mag u nie vir 2 jaar met my meeding nie. Ons het steeds die vermoë om ons kontrak te beëindig, maar ons wil dalk in die kontrak skryf op watter manier ons kontrak beëindig. Want raai wat? As u dit nie daar ingesit het nie, kan die persoon met wie u sopas die kontrak verbreek het, dadelik al u besigheid kom wegvat en teen u meeding. Daarom is daar sekere belangrike dinge wat 'n mens in kontrakte moet plaas. Dis hoekom mense met die oog op 'n huwelik eers 'n ketubah met huweliksvoorwaardes geskryf het, want in 'n ketubah kan hulle eintlik uitlê dat, indien hierdie huwelik ooit sou beëindig, is daar voorwaardes van hoe dit hanteer sou word. En daarom noem ons dit 'n ketubah. En daarom is dit baie belangrik dat mense, wanneer hulle hul troubeloftes aan mekaar aflê, hul eie geloftes maak, sodat hulle eintlik met mekaar verbonde is. U kan nooit ooit, nadat u geloftes afgelê het, sê, u het nie geweet wat u kry nie. U moet weet wat u gekry het. Die rede waarom ek dit sê, is omdat die huwelik eerlikwaar moeilik is. U moet daaraan werk, en u moet baie goed vat en verdra, en eweneens moet die persoon met wie u getroud is, baie goed vat en verdra. Mans, indien hulle eerlik is, sê, ek kan nie glo hoe geseënd ek is dat my vrou my hou en by my staan nie. Want ons as mans is soms moeilik om mee saam te leef, en die vrou behoort dieselfde ding te kan sê. Dit is nie maklik om 2 mense bymekaar te bring, hulle onder een dak te sit en hulle vir jare en jare saam te laat woon nie. Dit verg baie moeite en werk en skawing aan mekaar en baie geduld. Dit neem al die vrug van die afgesonderde gees. Maar net omdat daar probleme is, beteken dit nie dat egskeiding die antwoord is nie. Ek sê weer, maar net omdat daar probleme is, beteken dit nie dat egskeiding die antwoord is nie. Daar is wel soms redes daarvoor, maar dit is meestal nie die antwoord nie. Daar is tye wanneer egskeiding wel die enigste opsie is, en dat dit die beste opsie is, al is dit steeds 'n verskriklike opsie, maar dit moet altyd die heel laaste uitweg wees nadat alle ander opsies nagevolg en uitgeput was. Die huwelik tussen een man en een vrou vir 'n leeftyd is die historiese gelowige standaard, gebaseer op die volle getuienis van die skrif. As verbondsgelowiges in Majesteit Jahweh, hou ons die huwelik in so hoë aansien dat ons slegs die reg om te skei erken onder 'n nou stel skriftuurlik geregverdigde uitsonderings. Waar ons die reg op egskeiding erken ons ook die vryheid om weer te trou. Selfs wanneer daardie uitsonderings nie bestaan nie, behoort geskeide en hertroude verbondsgelowiges aan die volk van Elohim en moet hulle as lede van die liggaam van die Messias behandel word. Alle verbondsgelowiges moet gereelde en konsekwente onderrig oor die aard, permanensie en koestering van die huwelik hoor. 'n kompromislose verklaring van die heiligheid van die huwelik moet verwoord word op maniere wat die geskeides bevestig en vertroos, en hulle toerus om suksesvol te wees in enige nuwe huwelik wat dalk reeds onderneem is. Die slagoffers van egskeiding, insluitend kinders, benodig en verdien spesiale sorg binne verbondsgelowige gemeentes en van opgeleide versorgers. Die gemeente moet ook doelgerig en kompromisloos met belydende gelowiges omgaan wat opsetlik hul huweliksbeloftes skend en betrokke raak by gedrag wat hul huweliksverbonde vernietig. Besondere sensitiwiteit is nodig vir diegene wat vasgevang is in moeilike huweliksomstandighede
wat nie spesifiek in die skrif aangespreek word nie. Gelowiges wat in hierdie omstandighede vasgevang is, het noukeurige leiding nodig. Lei hulle deur die toepassing van skriftuurlike beginsels en gebed, sodat hulle besluite neem wat ooreenstem met die skrif en hul gewetes. Ek vertrou dat hierdie studie van waardevolle belang sal wees vir elke ware soeker na die waarheid oor hierdie kwessie van egskeiding en hertrou. Baie dankie vir die saamkyk. Deel gerus hierdie video met medevolksgenote daar buite. Selah.